Goeiemôre. Jy luister na oordenking 113 in die reeks Kopskuif. En ons tema vanoggend is geluk en depressie. Depressie is verskriklik. Geen mens wat dit nog nie ervaar het nie, sal die eensaamheid, donkerte of intensiteit daarvan begryp. Vir diegene wat nog nooit aan depressie gely het nie, wees dankbaar. Heel eerste. Tweedens, moet asseblief nie maak of jy verstaan of vlietende raad probeer gee nie. Goedkoop antwoorde op depressie is so onvanpas soos 'n belaglike aanbod op 'n duursame kar. Diegene wat die waarde daarvan verstaan sal gelyk hulle koppe na jou toe draai en vra, is jy van jou sinne beroof? Verstaan jy nie die waarde van hierdie voertuig nie? Nog meer so van depressie. Goedkoop antwoorde vir komplekse probleme is eintlik beledigend. Ek weet depressie raak nie almal nie en almal wil nie noodwendig nou vanmôre daaroor dink of daaroor praat nie. Maar ek wil jou vra om geduldig te wees met ander mense. Of om te besef dat dit ook met jou kan gebeur. Glo my, kan ook met jou gebeur. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie ly ongeveer 5% van volwassenes een of ander tyd aan depressie, wat opskuif na 5,7% by persone ouer as 60. Depressie is ongeveer 50% meer algemeen onder vroue as mans. Net om my punt hierbo te staaf van die erns daarvan, 10% van swanger vroue of wat pas geboorte geskenk het, kan depressie ervaar. Meer as 700,000 mense neem jaarliks hul eie lewe. Selfdood is die 4de hoogste oorsaak van dood onder mense wat 15 tot 29 jaar oud is. Hoewel daar effektiewe behandeling is vir depressie, bly meer as 75% van mense in die middel- en laer inkomste klas sonder behandeling. Daar is 'n verskeidenheid oorsake en forme van depressie. Jy kan dit gerus self gaan naslaan deur te gaan oplees in die DSM-5. DSM staan vir Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Ek wil jou nou maan om versigtig te wees. Jy kan gaan oplees daaroor om groter insig en begrip te verkry, maar moet asseblief nie self 'n diagnose probeer maak of vir jouself of vir 'n ander nie. Gaan kyk daarna bloot om groter insig te verkry. Gaan soek goeie artikels. Daar's baie goeie artikels oor verskillende forme van depressie. Ek verwys kortliks vanoggend na verskillende soorte depressie dat ons almal net 'n idee daarvan kan vorm as ons verder daaroor praat. Ek gee die eerste paar name in Engels deur aangesien die Afrikaanse benaming daarvan besondere uitdagings bied. Heel eerste, 'n major depressive disorder of 'n kliniese depressie. Dit is die mees intense vorm van depressie. Persistent depressive disorder. Julle hoor die volhoubaarheid daarvan. Dis 'n middelmatige depressie. Maar die diagnose daarvan is dat dit minstens vir 2 jaar moet duur. Hoewel dit matiger is as die eersgenoemde, kan dit mense werklik laat swaar kry. Die volgende is disruptive mood dysregulation disorder. Dis 'n kroniese geïrriteerdheid en woede-uitbarstings by kinders, gewoonlik gediagnoseer vanaf 10 jaar en ouer. Dan is daar premenstrual dysmorphic disorder. Dis simptome wat gepaard gaan met menstruasie, wat uitsonderlike irritasie, angs of depressie meebring. Ek weet die manne maak baie keer grappies hieroor, maar dink vir 'n oomblik aan die besondere uitdagings wat dit bied, dat vroue deur hierdie ongelooflike uitdaging gaan. Soos verwag is hierdie simptome nie permanent nie. Dan is daar depressie vanweë ander mediese oorsake en siektes, seisonale depressie, wat gepaard gaan met spesifieke seisoene wat mense ervaar,
en dan voorgeboorte of nageboorte depressie. Ek noem hierdie depressie sodat ons 'n idee kan kry van hoe kompleks en wyd depressie kan voorkom. Julle sal nou hoor, ek het nie van bipolêre depressie gepraat nie. Die DSM-5 maak 'n onderskeid tussen daardie tipes depressie en wat ek pas genoem het. Hierdie is nou meer akademiese taal oor depressie. Maar metafore help vir my en ek dink ons almal om die ervaring van depressie beter te verstaan. Ek noem 'n paar. Depressie is soos om 'n komedie te kyk, maar niks vind om oor te lag nie. Depressie is soos om op 'n eiland vasgevang te wees, eensaam en verward. Depressie is 'n swart hond wat jou bly volg. Winston Churchill het dit gesê. Depressie is soos 'n swaar bal wat met 'n ketting aan jou gebind is. Depressie is om eensaam te wees tussen 'n klomp mense. Depressie is 'n put. Depressie is die groot leegheid. In Engels, the big empty. Depressie is soms om niks te voel nie. Depressie is 'n lang, eensame tonnel. Moenie dat jou moed in jou skoene sak wanneer ons oor depressie praat nie. Vir my is dit 'n tema waarin baie lewe en groei en hoop en liefde opgesluit lê, vir almal, ongeag of jy hieraan ly of jy hiervan wil weet of nie. Vir nou wil ek reeds 'n ankertou uitgooi. Depressie is nie 'n siekte nie. Ek gaan dit weer herhaal. Baie mense sê depressie is die siekte van ons tyd. Depressie is nie 'n siekte nie. Mense is nie depressief as gevolg van hulle gene nie. Omstandighede speel 'n rol, geskiedenis speel 'n rol. Gene kan 'n rol speel, maar dis bydraende faktore. Ek skaar my by wat die psigiater M. Scott Peck hieroor gesê het. Elke psigopatologie, depressie en kluis, is in wese 'n weiering om deur jou pyn te werk. Hieroor praat ons môre. Kom ons bid saam. Here, ons vra dat U die kettinge van magteloosheid vir elkeen sal breek. Elkeen wat in die donker en die duister, die eensaamheid en die magteloos vasgevang voel, wil U elkeen opnuut daarvan bevry. Dit bid ons. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.